Goeiemôre, ek is Frederik Pretorius. Ons gaan vanoggend lees uit Romeine 7 vanaf vers 14 tot 25. Want ons weet dat die wet geestelik is, maar ek is vleeslik, verkoop onder die sonde. Want wat ek doen, weet ek nie. Want wat ek wil, dit doen ek nie. Maar wat ek haat, dit doen ek. En as ek doen wat ek nie wil nie, dan stem ek die wet toe dat dit goed is. Maar nou is dit nie meer ek wat dit doen nie, maar die sonde wat in my woon. Want ek weet dat in my, dit wil sê in my vlees, niks goeds woon nie. Want om te wil is by my aanwesig, maar om goed te doen, dit vind ek nie. Want die goeie wat ek wil doen, ek nie, maar die kwaad wat ek nie wil nie, dit doen ek. Maar as ek doen wat ek nie wil nie, doen ek het nie meer nie, maar die sonde wat in my woon. Ek vind dus hierdie wet, as ek die goeie wil doen, is die kwaad by my aanwesig. Want ek verlustig my in die wet van God na die innerlike mens. Maar ek sien 'n ander wet in my lede wat stryd voer teen die wet van die gemoed en my gevangen neem onder die wet van die sonde wat in my lede is. Ek, elendige mens, wie sal my verlos van die liggaam van hierdie dood? Ek dank God deur Christus ons Here. Daar is min dinge wat vir ons so moeilik is, soos om eerlik na onsself te kyk. Ons sien maklik ander mense se tekortkominge na raak, maar wanneer dit by ons eie harte kom, is ons geneig om verskonings te maak. Ons vergelyk onsself met ander mense en troos onsself met die gedagte dat ons darm nie so sleg soos party ander is nie. Maar die evangelie vra nie dat ons onsself met ander moet vergelyk nie. Die evangelie plaas ons voor Jesus Christus. Wanneer ek myself met ander mense vergelyk, dan lyk ek redelik goed. Ek kan altyd iemand vind wat meer sondig, meer selfsugtig of meer opstandig is as ek. Maar wanneer ek myself langs Christus plaas, verander alles. Dan sien ek nie meer net die verkeerde dinge wat ek doen nie. Ek sien die verkeerde dinge wat ek begeer, die verkeerde dinge wat ek dink, die verkeerde dinge wat ek nalat om te doen. Dan begin ek verstaan wat Paulus bedoel wanneer hy in Romeine 7 sy eie worsteling beskryf. Paulus skryf as 'n gelowige. Tog sê hy dat hy dikwels nie doen wat hy wil nie. En dat hy juist die dinge doen wat hy haat. Hy ontdek dieselfde waarheid wat elke Christen uiteindelik ontdek. Die grootste probleem in my lewe lê nie buite my nie, maar binne in my. Dit is nie 'n aangename ontdekking nie. Ons leef in 'n wêreld wat voortdurend vir ons sê dat ons eintlik goeie mense is. Die Bybel sê egter iets anders. Die Bybel leer dat ons nie net sondes doen nie, maar dat sonde ons hele wese aangetas het, ons gedagtes, ons wil, ons begeertes en ons emosies dra almal die letsels van die sonde val. Dit beteken nie dat elke mens so sleg moontlik is nie. Dit beteken wel dat elke deel van ons lewe deur die sonde beïnvloed word. Wanneer die Heilige Gees ons oë hiervoor oopmaak, gebeur daar iets merkwaardigs. Ons raak minder verbaas oor ons sonde, maar meer verbaas oor God se genade. Dikwels dink mense die grootste wonder van die Christendom is dat God sonde vergewe. Maar die grootste wonder is dalk dat God bereid is om sondaars lief te hê. Dat hy mense soos ons nie wegstoot nie. Dat hy nie moeg word vir ons nie. Dat hy ons nie laat vaar wanneer ons weer struikel nie. Hoe eerliker ek oor my eie toestand word, hoe kosbaarder word genade vir my. Solank ek dink, ek is eintlik redelik goed,
sal die genade altyd net 'n klein byvoeging tot my lewe wees, maar wanneer ek besef hoe verlore ek werklik is, dan word genade my enigste hoop. En dis presies waarheen Romeine 7 ons lei. Paulus eindig nie by homself nie, hy eindig by Christus. Nadat hy sy eie onvermoë erken het, roep hy uit, ek elendige mens, wie sal my verlos van die liggaam van hierdie dood? En dan kom die antwoord, en ek dank God deur Jesus Christus ons Here. Dit is die evangelie, nie dat ek myself kan regmaak nie, nie dat ek harder moet probeer nie, nie dat ek uiteindelik goed genoeg sal word nie, maar dat Jesus Christus gekom het om sondaars te red. Vandag wil ek jou aanmoedig om eerlik na jou eie hart te kyk. Moenie wegskram van wat jy daar sien nie. Die doel daarvan is om jou moedeloos te maak nie. Die doel daarvan is om jou na Jesus Christus toe te dryf. Want hoe groter jou besef van jou eie nood word, hoe groter word die verwondering oor sy genade. En wanneer jy uiteindelik sien wie jy werklik is, begin jy ook werklik sien hoe wonderlik Jesus Christus is. Dat hy steeds genade aan jou bewys. Kom ons bid saam. Here, gee my die nederigheid om my eie sondes raak te sien en die geloof om nie daarin vas te kyk nie, maar op Jesus alleen te vertrou. Dankie dat die genade groter is as my sonde. Help my elke dag om nader aan U te leef. Amen.